Daar's hy. Klink of jy 'n moeilike pad gehad het die afgelope klompie jare. Hoe lank is Nee, dit nou gelede? kyk, as ek nou kyk, my eerste ontmoeting met kanker was toe ek nog baie klein was, wat ons by my ouma gekuier het in Klerksdorp en toe het my ouma grootjie kanker gehad. Maar dis waar dit begin het en later jare toe het my ma ook kanker gekry en sy is in 2008 is sy toe nou oorlede aan die kanker. En Ooh, toe in 2018 het my pa ook kanker gekry. tjoe, En toe is hy ook oorlede daaraan. Hy het so 6 weke gehad voordat hy oorlede is. tjoe. En toe in 2019 het ek self prostaatkanker gekry en die dokter het maar besluit dat die prostaat verwyder moes word en ek was baie dankbaar daaroor. Maar ja, jy weet dit was ook nog voor dit toe ons oudste dogter toe sy maar 21 was, sy's nou 33, so 12 jaar terug wat sy ook kolonkanker gekry het. Dit het die dokters verbaas juis oor haar ouderdom. En dit was nou die interessantheid was juis in daardie tyd wat ek ook 'n artikel of dan 'n gesprek op die radio gehoor het op RSG waar hulle gesê het dat as daar kolonkanker by kinders is, dan moet dit van ergens af kom. Hulle het nou destyds gesê dit was 'n mutasie uh van uh van wat noem mense tog, maar ja, die mutasie maar van die DNA, ek weet wat nou net verkeerd gehardloop het. Maar ja, ons is dankbaar om te sê dat nou na 12 jaar is sy in remissie. Maar ja, toe so 'n ruk terug in hierdie jaar daar in Junie maand wat ek toe dokter toe is en daar was geen aanleidende faktore nie, maar ek is toe nou dokter toe en ek is verwys vir 'n sonar en die dokter tel toe nou die kolle op die long op en althans op die lewer op en hy stuur my toe vir 'n skandering en die skandering wys toe nou van die gewas wat op die kolon is en nou ja, toe sit maar uh, Tjoe. kolonoskopie en toe die diagnose is toe dat dit kwaadaardig is en dat ek behandeling nodig het. So ek het nou Hmm. so 'n paar weke gelede, 'n hele rukkie terug nou al, het ek begin met chemoterapie. Gister was my 7de uh chemoterapie en dit sal nou alle waarskynlikheid nog deurgaan tot Januarie toe, want ek het nou Tjoe. 12 behandelings wat ek moet Tjoe. deurgaan. Maar dit gaan goed. Dit gaan regtig waar goed. Ek is baie opgewonde, dankbaar, bly ook vir dit wat in my en met my gebeur en Hmm. hoe dat die Here ook op 'n baie besondere manier onderneem. Dat baie van die neeweffekte wat nog gepaard gaan met ook met hierdie chemo het ek in Hmm. hierdie afgelope 13 weke nog nie so beleef nie. So ek is baie baie dankbaar daarvoor. Tjoe, ja, toe ons nou die dag gesels het my diep geraak toe jy vertel hoe jy dit verwerk, want ek Mm, bedoel die toets is maar hoe ou hierdie pad loop. Ek ken baie mense wat maar die pad loop en is gewoonlik nie lekker maklik en eenvoudig nie. Ou ja, emosionele, as jy die nag lê slaap en jy lê in ongemak en jy lê 'n wonde ja, ja, uh, en jy praat met gemeentelede wat dit het en jy moet hulle die hele tyd bemoedig. ja. Maar hier in jou Ja, agterkop vra jy die vrae, die hoekom. Kom as jy's 'n dominee, jy kan nie gewone antwoorde gee, maar ja, ek het gedink, kom ons luister na jou en ek wil mense wat hierna gaan kyk, ek gaan dit deel. Ek het ja, ervaar dat hierdie soort gesprekke help mense geweldig baie. ja, ja, As jy wil, ja, kan ek ook hulle kontak, jou kontakdetail vir sulke mense gee.
Dis reg, dis reg. Maar vertel, Ja, vertel, vertel hierdie ding, maak jou hart oop. Ek sal graag wil hoor. Ek leer ook graag. Ek is ook al ja, soek 'n paar goeters kies in my ou goeie wat nie lekker is nie, maar want dit gaan nou nie vanoggend oor my nie. ja. So die stoel is joune. Ja, ek wil ook maar net sê dit gaan maar oor die Here, want alle eer en lof kom hom toe. Chris, dis 'n pad wat die Here met 'n mens stap. Ek kan onthou dat toe ek des jare terug in 92 van 'n boupark ook aangekom het, uit die aard van Mm, jou beroep, kom jy maar met baie mense in aanraking wat ook mm, deur kanker en bestraling en al hierdie dinge ook gaan, chemoterapie, en jy het oor jare ook waargeneem wat in mense se lewens gebeur. Die wonderlike is dat die Here baie keer ook mense wat die pad van kanker ook stap, dat hy hulle oor jou pad bring, waar jy so bemoedig is deur die manier waarop hulle hierdie pad stap. En ek het vir jou vertel dat ek iemand daar van 'n boupark ook geken het, 'n merkwaardige vrou, dat daar in, ek mm, was in 97, dat jy gaan om haar te gaan bemoedig, want so dink jy, dit is wat jy nou gaan doen, want mm, jy moet nou die woord daar gaan bedien en bring en hoop bring, maar wanneer jy nou daar by haar gesit het en sy begin praat, dan straal sy 'n vrede en 'n vreugde uit wat jy weet, dit mm, kom nie, dis nie mensgemaak, dit kom mm, eenvoudig net van die Here af. En en ongelooflik hoe dat sy wat deurtrek was van die kanker, wat die naarheid beleef het en al die ander neeweffekte wat 'n mens kan kry, dat sy gestraal het absoluut van die Here. En ek kan onthou by haar begrafnis ook haar kollegas wat getuig het van die besondere lig wat sy in hulle lewens gebring het. mm, Dit is wat jy sien. Ja, jy sien ook en dit is reg dat mense want elkeen van ons se reis is anders, dat dat baie mense se lewens uitmekaar uitval. En dit gebeur. Dit gebeur want as mense die woord kanker hoor, dan vir baie mense is dit 'n doodsvonnis, maar so mm, pragtig. Een van ons lidmate hier in 'n ouer huis naby binne ons grense van die gemeente, toe ek met haar praat, sy's nou 92 en sy is nou al deur kanker en is nou weer gediagnoseer met kanker. En hoe sy dan net sê vir my, sê my dominee, dis nie 'n doodsvonnis nie. Ons kan nog steeds leef, en hoe sy getuig van die genade van die Here in haar omstandighede. En dit is dis baie baie besonder. En ek sê weer, dis nie iets wat jy by jouself aanskakel nie, dis wat die Here vir jou gee. Ek kan onthou destyds toe ons dogter kolonkanker gekry het, nou bel mense ons en sê julle lewe val seker uit mekaar uit. Nou kyk ek en my vrou na mekaar. Ja, dit is nie lekker om dit te beleef dat dit met jou kind gebeur nie. Maar dat ons vir mekaar kyk en dan terug antwoord en sê, weet jy jong, ons ervaring is 'n bietjie anders. Ons lewe val nie uit mekaar uit nie, want julle bid dan vir ons. Dit is soos toe hulle vir Petrus gebid het en hy staan daar by die deur en toe is hulle nou heel verras dat hy uit die tronk ontslaan is, omdat hy dan nou kon ontsnap het. Maar dit is wat gebeur. Die Here se werklikheid, en ek het 'n groot rustigheid gehad destyds met die prostaatkanker, en toe die dokter my skakel om vir my te sê, dit is kwaadaardig en ek sal behandeling moet ontvang. Ja, jy het maar gehoop dat die kolonoskopie iets anders sou wys, maar toe het ons ook so vir mekaar gekyk, ek en my vrou, en die besluit wat geneem is om dit anders aan te pak. Want ek het pas, mm, dit was die Dinsdagoggend wat ek die nuus gekry het, maar daardie Sondagoggend het ek uit Eksodus 15 met die gemeente ook gedeel, wat deur die Eritrea is, hierdie ongelooflike loflied sing oor God, wie hy is en dit wat hy gedoen het, dat hy hulle verlos het. Maar 3 dae later, toe val mm, hulle lewe uit mekaar uit, want hulle is dors. En ja, hulle kla by Moses oor hulle omstandighede. En dit het my net laat besef, hoe maklik dit kan gebeur, dat in die een oomblik sing jy, en jy is opgewonde oor God, en dan net 'n rukkie daarna, dan wonder jy, maar waar is God? Wat gaan er mm, nou aan? mm, En weet jy wat, as ek terugkyk oor my jare in die bediening,
dan was daar nou 'n paar woestyntye, maar elke keer en daarvoor is ek die Here so dankbaar dat as ek in daardie mm, woestyntyd myself bevind en met hom praat, want dis die besondere, nee, gaan lees maar die psalms, dat hulle ook kan kla by die Here, maar hulle praat met hom, dat hulle kan praat mm, van my God, my Here. Want dit is persoonlik, hulle het die Here leer ken. En elke keer, Chris, het die Here skrif gegee wat vir my die leer was uit daai omstandighede. Ek kan onthou dat ja, op 'n stadium was dit wat staan in Psalm 4. In my benoudheid het U vir my ruimte gegee, soos die 33 vertaling vers 2 vertaal. mm, Nee, wonderlik, in 'n tyd toe ek juis gevoel het dat iemand sit op my borskas, ek kry nie asem nie, die stres en die spanning is net te veel. En net hierdie woord aangeneem het. In my benoudheid het U vir my ruimte gegee. En 'n ander keer was dit weer Psalm 16 vers 8. Net die besef dat in hierdie omstandighede dat die Here sit hier langs jou. Uh soos wat Hans Du Plessis Psalm 42 ook vertaal, hier neffens my sit God. En dit die beloftes in die woord wat die Here oor en oor net gee, is so spesiaal. En ons sing Sondag, sing ons al hierdie liedere oor wie God is en wat God doen. En daarom het ek en my vrou ook gesê, weet jy wat? Ek wil die vrede en die vreugde van die Here leef in hierdie situasie. Ek wil nie snags wakker skrik en dinge vrees nie. As hierdie God vir my kom sê dat hy by my is, deur sy gees altyd by my is en in my woon, dat ek 'n tempel van die Heilige Gees is, dat ek aan hom behoort, dat hy die een is wat koning is, dat hy die een is wat in beheer is, dat hy altyd teenwoordig is en dat ek nie bang hoef te wees nie. Hoekom dan? Hoekom dan ruimte gee vir negatiewe gedagtes? Um, want die belofte staan. As ons dan soos Paulus ook in Romeine 14 skryf, as ons dan lewe, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Nee, ek bedoel die Heidelbergse Katekisme Sondag 1 wat sê, maar wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan kom daar die besondere belydenis in die antwoord 1 wat net sê, weet jy jong, in lewe en in sterwe, behoort ek nie aan myself nie. Ek behoort aan hierdie Here, aan Jesus Christus, wat vir my sondes betaal het en wat my mm, beskerm en my bewaar. Ja, die bewaring beteken nie dat niks met jou gaan gebeur nie. Die lewe gebeur. Ons almal staan mense aan die dood af. Ons almal word siek, maar die Here kom sê dan ook vir ons in ons omstandighede dat hy die God is wat by ons is. En dit is vir my so spesiaal. Psalm 46 ook daar hierdie refrein. Die Here, God Almagtig is by my. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. En dit is wat ek nie net glo nie. Ek wil deur sy genade wil ek ook hier uitleef elke oomblik van elke dag. ja. Kobus, Um, mag ek vra, ek het onlangs so hartseer ervaring gehad van iemand wat kanker het, maar wat die Here verwerp en wat nie wil hê ek moet met haar praat oor hom en oor die Bybel nie. Hoe kan 'n hoe kan 'n mens in so 'n tyd sonder die Here 'n pad loop? Is dit moontlik? dis baie moeilik. Dit is vir my, ek verstaan hoe hierdie dinge net eenvoudig skok is vir mense. Um, en ek kan onthou ook destyds toe ek in die weermag was en 'n kapelaan daar in Wynberg, wat 'n sersant majoor ook vir my gesê het, ek moenie met hom enigstens oor die Here kom praat nie, want hy het 2 kinders aan die dood afgestaan en kwaad vir die Here, kwaad en totaal in die Here verwerp. Die ou woorde van hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Um, en dit was moeilik. Dit was moeilik. Maar dan ook weer, as 'n mens nou die boekie van Esther Stein lees, Die graf die jubel, dan staan jy weer verstom oor die manier waarop die Here vir haar ook begelei het op hierdie absolute hartseer ding om 2 kinders se dood ook te verwerk. Aangrypend haar worsteling
En so is daar baie ander verhale getuienis. En om terug te kom na wat jy ook nou daar gesê het, weet jy wat, ek dink is om met sagtheid ook uh, na mense te kyk en vir hulle te bid. Um, in die vertroue dat die Here op een of ander manier iets sal open, opnuut weer sal open, want God los ons nie, nooit. Ek bedoel daar is soveel beloftes wat die Here vir ons gee, wat hy vir sy volk ook gesê het, as ek nou dink aan Jesaja 49, dat al sou dit gebeur in hierdie wêreld, dat 'n ma haar kind vergeet en as het ware verlaat, ek sal dit nooit doen nie. En as ons net bloot kyk, hy het ons nie alleen gelos nie, hy het sy seun gestuur, Jesus Christus, om vir ons te kom wys wat is liefde. En deur Jesus stap hy met ons die pad, deur die werking van die Gees, wat dit wat Jesus gedoen het, 'n werklikheid in ons lewens kom maak het. En dit is baie spesiaal. So ek, my, om maar net by mense te gaan sit, 'n hand op 'n skouer te sit en te sê, weet jy wat, ek hoor jou verhaal, en ek hoor jou woede, en ek hoor jou twyfel, maar mag ek met jou net iets deel? Want weer eens, die belewenis wat ons het, geloof, noem dit maar wat dit is. Niemand anders kan dit ontken dat dit die pad is wat God met ons loop nie. Hulle kan dalk, as jy preek of as jy die woord met hulle wil bedien, sal hulle sê maar hulle glo dit. Maar om jou eie getuienis, dit wat jy persoonlik beleef in jou verhouding met die Here, jou saamreis met Jesus Christus, net toestemming te vra, kan ek dit met jou deel? Ek gaan jou nie probeer oortuig nie, maar kan ek net vir jou vertel wat die Here hier in my lewe kom doen het? En dis aangrypend, ek dink is Psalm 86 ook wat die digter ook sê, kom laat ek jou vertel wat die Here vir hierdie volk gedoen het. Maar dan later sê hy, kom ek vertel vir jou wat die Here vir my gedoen het. Want dis die boodskap wat moet uitgaan. En weer, net om in sulke gevalle dan nie toestemming te vra, as mense dit weier, dan aanvaar jy dit so, want dit is hulle goeie reg om dit te weier. Maar net om te deel, bly belangstel, bly uitreik, en gee liefde. En ja, natuurlik die voorbidding ook, sonder ophou, net eenvoudig die liefde van die Here te leef teenoor mense. En mense nie enigsins te beoordeel of wat ook al nie, maar net die liefde te gee, die liefde te leef, die liefde van die Here vir mense te gee in sulke Kobus, omstandighede. ek wil dit nie te lank maak nie. Ek wil net die volgende opmerking maak. Jy weet, 'n dominee moet mooi goed sê vir mense in hartseer. Baie maklik as jy self maar net van die kant af staan en gooi 'n klompie woordjies oor troos en dan gaan jy by huis toe, maar as jy self uh in daai bootjie is, word dit anders. Wat ek wat ek vanmôre weer by jou hoor is ja, jy sit binne in dit en jy praat met geloofs-oortuiging. Baie dankie. Ja, mag die Here, mag ek vir jou 'n gebed doen Ja, op ja, die sekerlik. stadium en vir mense wat ook in jou bootjie is. Uh Reg. Hemelse Vader, ons kom na U toe. Here Jesus, in U naam bid ons. Ek het Matteus 18 gelees. 'n Man wat sê hy glo nie in die Bybel nie. Hy vra vir my hierdie vraag. Jesus sê, wat 2 of 3 in my naam is, daar is ek teenwoordig. Daar is ek teenwoordig. Here Jesus, ons twee bid vanmôre, maar ons bid ook vir ander wat kyk miskien, wat ook worstel met siekte, met hierdie K, vreeslike woord, kanker, maar U is ook in beheer daarvan en ek bid nou vir Kobus. Ek bid nou dat die pad vorentoe, ag Here, dat U hom 'n genade nog baie tyd sal gee
soos dit U wil is, om vir mense die heerlike evangelie, die heerlike hoop te bring. Ek bid dit vir elkeen wat kyk. Ag Here, prys U naam. Dankie dat as ons na U kyk, dan sien ons net een woord en dis liefde, dis omgee, dis ons nie alleen los nie, dis ons handvat. Wil U dit vir elkeen so laat belewe in Jesus se naam. Amen. Amen. Ja, Chris, weet jy jong, een van ons dosente op Stellenbosch het destyds ook gesê, of God 'n hand het in ons lyding, dit weet ons nie, maar wat ons wel weet, sy hand is altyd rondom ons wanneer ons ly. En dit is wat ons moet verstaan, ons is in die hande van die Here. Hy is in beheer, ten volle in beheer, en hom kan ons vertrou, jy weet, hy's getrou, en ons kan aan hom vashou, omdat hy die God is wat ons vashou, Mm. altyd, altyd by Amen. ons. Wonderlik. Dus kan ek jou kontak inligting vir die mense Dis reg, oorgee dis reg, ja. as iemand dalk die behoefte het om bietjie oor die telefoon, dalk wil mense Dis nie reg, met hulle eie goed, dominee praat nie. Dankie vir wat jy met ons gedeel het. Mag die Here, ag, Kobus, ek weet jy kan net so vasdruk man en net sê, ai, my ou broer, die Here is lief vir jou. En baie hy's dankie, ja, dankie. Uh, dis 'n plesier. ons gaan dit dan nou hier afsluit.